Eita, slimmer werk begin hier. Eita. Hallo en welkom by Eita. Ek is Piet en ek wys vir jou hoe om AI te gebruik prakties in jou lewe, in jou werk en in jou besigheid. So die ding wat ek die meeste van Claude hou, ons het nou al 'n paar goed gedoen op Claude en vandag is ons weer daar. Dit is hoe maklik dit inskakel by alles wat ek reeds gebruik. My e-posse, dokumente, kalender, spreadsheets, Claude koppel aan alles en dit werk saam met my reg daar waar ek klaar is. En dis vir my die hele punt. Dis nie 'n program wat ek moet oopmaak en ek moet heen en weer kopieer en plak nie. Dit is daar waar ek werk, is Claude. Dit is soos 'n kollega wat langs jou sit en alles kan sien. En 'n kollega wat eintlik weet hoe spreadsheets werk. So, daar's geen beter plek om te begin by Excel. Want kom ons wees eerlik. Excel is waar 'n klein besigheid leef en ook kan doodgaan. Dis jou fakture, jou kontantvloei, dis daardie een groot blad waarvoor jy eintlik 'n bietjie bang is. So kom ons begin. So as jy Claude wil installeer, jy gaan Google net Claude for Microsoft Office en dan sal jy hier uitkom en dan sê jy basies install for Microsoft 365 of install for Outlook. Okay, so dit is redelik maklik. Druk net op die knoppie en volg wat hulle vir jou vra. Ek het dit nou reeds gedoen, so ons gaan sommer hier in 'n spreadsheet in. As jy nou sien hierso, gaan jy Claude hierso sien, dan maak hy vir jou oop. En dan gaan hy ook vir jou sê, sien jy, daar's klomp verskillende skills wat hy vir jou gee. Jy weet, as jy nou finansiële modelle wil bou of audits wil doen en sulke tipe goed. Ek gaan vir jou wys iets wat ek gereeld doen in Claude, ten minste een keer 'n maand. So kom ons wys vir jou 'n voorbeeld. Jy kan nou files hierso bysit. So ek het sommer 3 fake bankstate gemaak wat ek nou hier gaan oplaai. En dan gaan ek sê please create a profit and loss statement of my 3 months bank accounts. Categorize income and expenses, okay? Dan maak hy nou vir jou, gaan hy vir jou 'n sheet maak. Ek doen dit elke maand, maar nou het ek 'n spreadsheet klaar met elke maand en dan elke maand bring ek nou net een bankstaat in en hy sit dit dan vir jou in die spreadsheet. Kom ons kyk wat is die resultaat. So ek moet vir jou sê, met Excel vat Claude 'n redelike rukkie, maar wat ek gewoonlik doen is dat ek sit hom aan die werk en ek gaan aan met ander werk, okay? En dan wag ek tot hy klaar is, dan sal ek weer kom kyk. So kom ons kyk wat gaan hy vir ons gee. En daar is dit. So daar is vir jou 'n profit and loss. Ek het nou nie eintlik 'n idee wat hier aangaan in hierdie besigheid nie, want dit is fake bankstate, maar hy het van die bankstate gedoen, hy het dit mooi in goedjies gesit daarso. Jy gaan natuurlik dit vinnig kan optel in jou eie besigheid, want jy gaan sien as daar nie iets reg is nie. So in die begin, ek onthou met my besigheid, het hy van die kategorieë partykeer verkeerd gesit, so hy het, jy weet, sekere uitgawes in 'n verkeerde kategorie of onder 'n sekere inskrywing gesit, maar dan sê jy net vir hom dis verkeerd en hy moet 'n nota maak dat dit in 'n sekere lyn kom. So dit is so maklik soos dit. En wat nou lekker is hierso kan jy sien 2 judgment calls were flagging, Tasha's Cafe and ATM, both April treated as owner drawings, not business expenses, they look personal. Move them up into OPEX if you rather see them as business meals or petty cash. So dan kan jy nou vir hom sê cash basis only, no stock on hand. So kom ons sê vir hom, wat ek ook geniet om te doen is, so kom ons sê vir hom, where analyze this profit and loss statement and tell me where I can cut expenses or areas of focus. Dan vra jy vir hom om dit te analiseer en hy gaan dan vir jou voorstelle gee. Kom ons kyk gou hierso.
Okay, daar begin hy klaar. Here's where the money is leaking. So kom ons kyk gou hierso. Kyk hierso sê if your fresh produce jumped 11.600 na 19.200 toe in Maart en daar's nie 'n in die sales was daar nie 'n corresponding lift nie. So dit is natuurlik iets wat jy dan kan kyk, dalk diefstal of wat ook al, maar jy kan nou so rondspeel, dis baie maklik. Jy kan dit enigiets vra. Hierso gaan hy vir jou leave alone sê, watch, miskien jy weet hierso bank charges nearly doubled. Electricity up 19.5%, casual wages up 50%. Dan kan jy sê vir jou leave alone. Dit is natuurlik goed wat jy nie kan verander nie. En dan 'n quick win checklist wat hy vir jou gee. Audit March produce, wastage, cap weekly orders. Set up Eskom debit order, kill the penalties. Dan sit R400 wat jy spaar. Renegotiate bank fees, so jy kan al kyk om na 'n ander bank toe te skuif. Right size casual weekend staff to traffic. En om seker te maak jy het nie te veel casual staff nie, en dan push online delivery harder. Dan obviously dit is waar jy meer geld kan maak sonder baie ekstra uitgawes. Dis redelik maklik en daar's oneindig baie goed wat jy kan doen. As jy enige vrae het, onthou jy kan my altyd e-pos by piet@aitsa.tech. Ek het 'n navraag gekry van TikTok af vir Excel spesifiek, dis hoekom ek hierdie vandag doen. En dit is basies dit. Jy kan nou nog ander goed doen, so jy kan byvoorbeeld vir dit sê, doen vir my 'n budget vir die volgende 3 maande of 6 maande of wat ook al, en dan kan jy weet in daai budget probeer bly om natuurlik dan die besigheid meer winsgewend te maak. Nou dit is dit vir vandag. As jy Claude wil probeer, ek het 3 gratis weke wat ek kan uitgee. Wat jy dit gratis kan probeer, as dit nie vir jou is nie, dan kan jy dit net weggooi. As dit vir jou is, kan jy natuurlik opteken vir Excel en vir Word en vir Microsoft Office het jy 'n betaalplan nodig by Claude. Dit begin op $20, is omtrent so R360 'n maand. Maar ja, as jy kyk wat dit vir jou doen, dis basies soos nog 'n kollega of iemand wat vir jou werk. Ek gebruik dit ontsaglik baie en dit spaar vir my seker tyd, en jy weet dat mense nie nog mense hoef aan te stel en seker tipe goed nie, maar dit daar gelaat. So as jy dalk wil Claude uitprobeer, laat weet my. Ek het 3 gratis weke wat ek kan weggee wat jy Claude kan probeer en sien of dit vir jou is. Alles van die beste. Ek praat weer later in die week met julle. Bye bye.